En dit is vir Millie FM 'n groot voorreg om vandag met Lea te gesels. Lea, môre en welkom by Millie FM. Baie dankie, ons gooi sommer ekstra milies vandag, né? Daar sê, dis wat ons gaan doen. Lea, kom ons begin gou voor, net so kort, waar is jy gebore, waar het jy groot geword, skool gegaan, al daai tipe van dinge? Ag, dis 'n lekker vraag. Ek is gebore in Bellville. Ek het skool gegaan in Bellville en nou bly ek weer in Bellville. Dis nog 'n lekker antwoord, nee. Maar ek het dan 'n bietjie gaan studeer, ek was op Stellenbosch Universiteit en ek het in Kaapstad ook gaan studeer. Ek het musiekteater gedoen by die Waterfront Theaterskool. Daar sê. Daar is the just of it. Aha. Kom ons doen gou so 'n paar vinnige vrae. Jy sê net wat pas die beste by jou. O, lekker. Okay, ek hou van hierdie. Aha. Online of winkel toe? Online. Aha. Ek haat hom al. Ja, gesou so bekend soos jy is, dan wil jy dalk daar uitbly, nee. Ag, maar weet jy wat, dis is net baie keer almal, ek mis een. Ek het 'n klomp goed wat ek moet doen en dan doen ek dit en dan drentel almal so rustig en ek wil net verbykom. So ek hardloop deur 'n mall as ek al moet wees, anders is dit maar aanlyn. Reën of sonskyn daar? Sonskyn, definitief. As jy na jou shows toe gaan, roadtrip of vlieg? Oef, kyk, ek gaan sê vlieg, want ek roadtrip verskriklik baie al klaar met my werk. Okay. Bel of WhatsApp? WhatsApp. As jy nou net bietjie rustig oor 'n naweek by die huis is wat min gebeur, is dit stilte of is daar maar musiek aan? Nee, daar's definitief musiek aan, altyd. As ek in my kar ry, sal ek baie keer bietjie stilte hê, so klein bietjie. Okay, kos maak of wegneem etes? Ek hou van kos maak. Ek sê maar goed die, maar niemand is nog dood nie, so ek dink ek is okay. Daar sê, introvert, extrovert? Weet jy, groot ekstrovert, maar hoe ouer ek raak, hoe meer kry ek introvert tendencies. Interessant, nee. Ja. Uitgaan of tuis bly? Tuis bly. Ek hou baie van uitgaan, maar ek is so min by die huis, ek kies maar liewer, almal kan maar na my huis toe kom. Dan braai ons lekker. Daar sê, Nutella of grondboontjie botter? Jo, dis 'n baie moeilike ene. Okay, kom ons gaan met Nutella. Ja, ek sal altyd soos 'n churro met Nutella geniet of 'n banana pancake met Nutella in. Okay. En peanut butter gaan gewoonlik net in my smoothies. So. Sê, braai of potjie? Braai. Ons braai verskriklik baie. Maar ek's baie lief vir potjie ook, maar ons braai seker ten minste 3 keer 'n week. Daar sê, pineapple op 'n pizza, ja of nee? Ja, love pineapple op pizza. Pineapple op toasties, saam met kaas en bacon, almal weet eendag. Love warm pineapple. Daar sê. Lea, sê vir my, jy het nou net so vinnig daarvan gepraat, maar as jy nou in jou motor ry vir jou werk en vir na jou show toe of so aan, waarna luister jy gewoonlik? Ja, dis eintlik iets van alles, hoor. Gewoonlik dit wat soos dalk waarvan ek op daai oomblik die meeste hou, so dalk ietsie nuuts. Of ek sal veral nou, ek luister baie Taylor Swift nog steeds aan nuwe album. Ja, ek dink die goedjies waarvan ek op daai stadium die meeste van hou. Hoe sê hulle wat ook al op my playlist is? Ja, op daardie stadium, as ek by die huis is, dan luister ons nogal baie so musiek wat amper laat jou voel jy is op 'n eiland. Dit is so chill vibes, house, lounge tipe goeders, net soos om te relax. Daar sê. Wat maak jou baie kwaad in die lewe? Mense wat my tyd mors. Okay. En mense wat nie ander mense respekteer nie. Dit grief my vreeslik. En verkeer. Hoekom het ons verkeer? Hoekom? Ja, I don't understand. Want almal is al ewig op pad na dieselfde plek toe as waarheen jy wil gaan.
Exactly. Ek verstaan dit nie, maar nou ja, deel van die lewe. Daar sê, Lia, so wanneer het jy besef dat sang jou 'n loopbaan is wat jy wil doen? Weet jy, dit is definitief solank as wat ek kan onthou. Wou ek nog altyd gesing het. Van kind af, my ma sal vir dieselfde ding sê, ek het altyd konsertjies by die huis gehou om te sing, ek het in die koor gesing, by die kerk gesing. En weet ek het sanglesse geneem, ek het kompetisies gedoen. Ek het eintlik hoërskool nie gedink dat dit gaan 'n realiteit vir my wees nie. So ek het gaan regte swat en ek het geloof. Maar in my tweede jaar op koshuis, het ek besef, dit is nou iets wat ek regtig wil graag doen en ek gaan dit probeer. So letterlik, ek dink eers op daardie ouderdom, op soos 20. En toe ek die volgende jaar enroll by die college. En ek het eers my graad klaar gemaak op Stellenbosch. Ja, en toe ek by die college gaan swat het, ek geweet dat vermaaklikheidslewe is vir my. Ek het dit 100%, ek het alles ingegooi. En ek meen, dit was al baie lank terug. Ek meen, ek het gegradueer in musiektheater in 2010 al. En my eerste deurbraak was eers in 2013 met As Jy Sing. So dit is 'n baie lank paadjie wat ek al stap. En alles is nie altyd so maanskyn en rose nie, maar daar's niks anders in die wêreld wat ek wil doen nie. Ek wil net vir julle sing. So jy het definitief dan nou musiekopleiding gehad, soos wat jy gesê het, is daar musiekinstrumente wat jy speel? Weet jy, ek het klavier gespeel asof ek Tchaikovsky was toe ek vroeg laerskool was. Maar ek het ongelukkig dit heeltemal verleer. Ek het dit probeer optel weer, maar ek het nou laas jaar my gitaar gekoop. So ek moet nou net begin met die beste en tyd maak om daarby uit te kom, want dit sal ek graag wil bespeel. Daar sê. Lia, skryf jy jou eie musiek? Weet jy, ek het nooit nie, maar ek het nou met die laaste paar liedjies, het ek redelik baie draaiers gelewer. Lekkerste lekker het ek self geskryf, saam met Ruud Kloete, en nou met dieselfde bly ook, het ek begin met die lirieke skryf, ek het voorgeleë in die span, en toe het ek en Regan Versou saamgesit en dit klaar gemaak. So, dis my baie lekker om te kan wees vir die skryfwerk, regtig, ek sit myself in dit in, nie dat my ander musiek nie myself in het nie, ek moet toch die liedjies goed gee wat ek sing, jy weet. Ja, nee, verseker. Ek het baie goeie skrywers gehad, so ek was baie lucky. Maar ja, so net definitief meer skryfwerk vir my nou op hierdie stadium. Sê vir my, probeer jy, as jy liedjies kies en so aan, of selfs nou as jy dit skryf, 'n spesifieke boodskap met jou musiek deurdra, of is dit wat ook al op die dag opkom? Dis 'n bietjie van albei. Ek dink net vir my is dit baie belangrik. Jy weet daai ding wat mense sê is, people remember how you made them feel. Ja. En dit is nog altyd vir my 'n groot ding gewees met my musiek. Of dit nou 'n diep liedjie is en of dit 'n vreemde liedjie is. Ek meen, op my eerste album Wonderwerk was daar 'n paar baie meer kontemporêre liedjies in. Maar as jy dan luister, jy weet, moet dit vir jou 'n goeie gevoel los. Of dit nou, jy weet, 'n hartseer liedjie is, moet jy nog steeds wegstap en gaan, daar's iemand wat saam met my kan relate. Daar's iemand wat saam met my ook deur die hartseer gaan en jy is nie alleen of daardeur nie, jy weet. So dit is regtig vir my net soos ek wil hê mense moet 'n goeie gevoel hê as hulle die liedjie klaar geluister het. Liefde inspireer my obviously verskriklik baie en almal van ons verdien liefde en het liefde in ons lewens. So daar is ook wel altyd ietsie lekker en mooi. Wat die basis van skryfwerk is. Daar sê, vertel ons 'n bietjie meer van dieselfde bly, jou nuwe ene wat nou Vrydag gaan vrystel. Hoorie, ek kan nie vir jou sê nie, ek dink dit is dalk my gunsteling liedjie wat ek al ooit het. Dit was net vir my, ek het letterlik van die begin gesit met Ewald wat dit produce het, wat dit vervaardig het. Die klanke, alles is goed waarvan ek so gehou het. Die verwysingsliedjies wat ek vir hom gespeel het hy dadelik ingeneem. En omdat die lirieke 100% ek is, dit is my en my man se verhaal van hoe ek nie gedink het, ek gaan iemand soos hy in my lewe hê nie. Ek het gedink ek gaan net career woman wees. En toe kom bou hy my absoluut van my voete af. En hoe ons saam verander het deur die lewe. Ons is nog steeds dieselfde mens. Ek is dieselfde, maar raak net sterker en sterker. Die basis bly dieselfde, die fondasie bly dieselfde. En dit is basies waaroor die liedjie gaan. It's been 19 years now, ek en Ohini.
Maar dit is my so belangrik dat ek en hy net altyd dieselfde bly, want dit is lekker en dit is reg. Daar sê. Liefde, ware liefde. Yes, Ja. verseker. Sê vir my gou so 'n bietjie oor iets anderster. Is jy heidaglik besig met vervulling van Lottoland se produksies? Ons begin amper, die sluitingsdatum was nou in Januarie gewees vir die mense om hulle dorpe in te skryf. So ons val Maart maand in die pad. En dan begin ons weer. So ja, dis al die 5de seisoen. So daar's nog 6 dorpe wat ons gaan kan kom help. Luister, en met dit bring mee dat jy nogal seker op interessante plekke uitkom, Lia. Ja, letterlik uit hoeke van die wêreld, dorpies wat ek nie eens weet het verstaan nie. Maar ek dink die belangrikste is om te onthou in hierdie dorpies net die mense se hoop is nog steeds daar en hulle is so bereid om hulle dorpies nie te laat gaan nie. Hulle wil alles doen om daai dorpies te herbou en te laat floreer en ek dink dit is iets wat ek hoop die hele land aansteek. Daai vlammetjie moet soos 'n brand deur ons land dat die hoop is nog daar en ons is goeie mense, ons is mense wat planne maak. Ons is resilient. Dis regtig daai ding van boer maak 'n plan vir ons. En ek hoop regtig net mense bly geïnspireerd deur hierdie program. Nee, verseker. Sê vir my, daar is seker baie snaakse goed wat gebeur so met die vervulling saam. Ja, nee, kyk, ons werk met mense wat nog nooit op 'n kamera was nie. En daar's altyd baie drama agter die skerms. Jy weet, nie almal stem altyd saam met wat gebeur en wat moet gebeur nie. En sommige mense het hulle eie idees van hoe program moet lyk. Moet gebeur. Ons het ons het sommer van die mense wat dink hulle is directors, hulle direk sommer vir ons. Ja. Ons lag saam en ons doen dit maar wat dit is so lekker en dit is so eg. Ons almal is net mens. So en ons is almal daar vir dieselfde doel. Ja. Lia, iets anderster waarmee jy heidaglik besig is? Wel, ons is tans op ons bosberaad, saam met Sia Productions, en as julle my wil bespreek, by the way, kan julle vir Sia Productions kontak. Maar ek gaan nog musiek skryf, ek gaan soveel as moontlik musiek uitbring hierdie jaar. So dit is eintlik maar die groot ding, musiek, en help dit op. Daar sê, en dan sien ek jy en Roan Josh doen ook 'n paar toerprogram saam. Ja, ons toer heerlik nou in Februarie. Almal kan ons social media dophou. Al die datums is daar. Ons gaan vir julle 'n lekker nuwe vertoning bring. Hy het ook 'n nuwe enkelsnit uitgebring. So almal moet asseblief kom in julle massas. Ons gaan 'n lekker fees hou in elke liewe dorpie wat ons is. Daar sê. Lia, jy het nou reeds gesê maar jou musiek is beskikbaar op al die platforms. Ja, dit is op al die digitale platforms, Apple, Spotify, YouTube Music. En as jy enigstens vasdraai, dan kan jy my net op sosiale media volg, Lia Musiek SA. En dan en as jy enige vrae het, jy is welkom om my te DM. Ek check daarom altyd my socials. So ja. Ons is daar, dit is digitaal, maar ek wil eintlik net vir julle fisies kom sing. Dit is eintlik die lekkerste gedeelte van alles. Ja, verseker. En dan soos jy reeds gesê het, as mense jy wil bespreek en so aan, moet hulle gaan kyk by CO Productions. Yes, asseblief. Dis Corneille en Nadia en Mariette en Megan wat vir julle gaan help. So en hulle is 'n fantastiese span. Hulle sal al jou vrae kan beantwoord. So ja, dit is CO Productions vir die wen, die droomspan. Ja, sê. Lia, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ek weet jy is besig, soos jy gesê het, jy's op 'n bosberaad. Ek is baie bly dat jy hierdie tydjie aan ons afgestaan het. En sterkte met jou loopbaan vorentoe en ons kyk met verwagting uit na al die nuwe musiek wat gaan uitkom hierdie jaar. Baie dankie. Ek waardeer julle en soos wat ek met julle gesels, hardloop die 3 apies verby my. So hulle sê ook hallo vir julle, hoor. Daar sê. Lia, dankie en goed gaan.